Goeiedag. Dit is baie lekker om hier in 2025 weer saam met jou te kuier hier uit Mosaïek se ateljee. Mag die Here hierdie jaar vir jou baie geseënd maak. Ons praat oor 'n manier van lewe. Nou ek wil jou vandag help met 'n reisplan vir jou manier van lewe en ek gaan 2 Timoteus 3 vers 16 lees, maar dit kom uit 'n vertaling uit die Nuwe Testament, 'n getroue vertaling in vars Afrikaans. Stefan Joubert en Jan van der Walt het dit gedoen. Nou die teksvers gaan so. Die hele skrif is deur God geïnspireer en deur sy gees aangeraak. Dit help ons om die regte onderrig te gee en om verkeerde dinge aan te spreek en om sondige gedrag reg te stel en om ons te leer hoe om reg te leef voor God. Lekker nee. Met hierdie woorde gee Stefan Joubert en Jan van der Walt vir ons 'n lekker wegspringplek vir die reis. Ek noem dit 'n wegspringplek aan die een kant omdat ek grenslose vertroue het in hierdie universiteitsvriende van my, hoewel hulle slimmer as ek is, en aan die ander kant omdat hulle vertaling deel uitmaak van die kleurvolle landskap van Bybelvertalings reg oor die wêreld. Dalk kan jy hierdie aanhaling van Langehoven onthou. Soveel tale as wat jy kan, soveel male is jy man. Nou goed. Sekerlik is dit waar van die skoner geslag ook, maar hoe kry jy dit om te rym? Die bedoeling is dat God se woord, ons DNS, dis nou Afrikaans vir DNA, moet binnendring, deurdring en op 'n bewustelike vlak sowel as intuïtiewe vlak ons gedagtes deurdrenk. By al die mooi moontlikhede wat daar is om die Bybel, die woord van God in jou DNS te giet, wil ek graag een vandag uitsonder. Ek dink 'n baie nuttige hulpmiddel vir jou as 21ste eeuse mens wat aan die beweeg is hierdie ene. Ek praat van YouVersion, die Bybel toepassing. In gewone taal, 'n Bybel app. In 2008 staan 'n leraar, Bobby Greenewald, in 'n lang ry op die Chicago lughawe en dink aan 'n manier om die vrugtelose tyd in lang rye beter te gebruik. Net daar word die YouVersion toepassing gebore. Die enigste doel is om jou en die Bybel meer intiem aan mekaar bekend te stel. Dit is 'n onmiddellike wenner. Dit word blitsig deur 83.000 mense afgelaai. Dit bly groei. Dit staan tans op, hou jou asem op, 725 miljoen gebruikers. Dit nogal in meer as 2000 tale. Dit maak 'n mens baie opgewonde om te dink wat dit beteken dat ongeveer 12 miljoen mense daagliks met die skrif omgaan en daar gaan soek vir rigting vir hulle daaglikse koers. Die stigters maak hierdie besondere waarneming. Hulle het 'n geweldige oplewing gesien in die daaglikse gebruik van hierdie toepassing in Afrika. Die gebruik het in 2023 met 98% gestyg teenoor die vorige jaar. Trouwens, in 'n paar Afrika lande het die groei in die gebruik van YouVersion ander toepassings uit die Google Play Store oortref. Kan jy glo? TikTok, WhatsApp, Facebook en Instagram. Die stigters vertel dat dit hulle innige begeerte is om mense aan te moedig om daagliks die intieme teenwoordigheid van God op te soek. Wie dit doen, beleef dat dit transformasiekrag bewerk. Transformeer vanaf angs om te oorleef na die vreugde van meer as 'n oorwinnaar in sy teenwoordigheid. Uit 'n ander hoek, dit begelei mense deur die skrif om hulle volle potensiaal as gelowiges te bereik, deur die mens te word wat Vader hulle bedoel het om te wees. Maar die spanningslyn nou aanstyg. Die toepassing gee vir die gebruikers skrifgedeeltes met 'n interpretasie vir elke dag. Op sy beurt weer verskaf YouVersion data oor gebruikers se omgang met die skrif. En julle weet, data is die goud van ons dag. En die YouVersion span ontgin hierdie data tot groot voordeel vir hulle toepassing. Nou ja, maar eintlik ook vir die groter geloofsgemeenskap. Hulle kom agter dat 'n daaglikse gebed as ekstra kenmerk die toepassing nog verder laat groei. Hier kom nog afleidings. Die span stel vas dat vir 3 agtereenvolgende jare was hierdie teks die mees gewilde teks, Jesaja 41 vers 10. Moenie bang wees nie, want ek is by jou. Moenie vrees nie, want ek is jou God. Ek versterk jou. Ook help ek en ondersteun ek jou met my seëvierende regterhand, dis nou die 2020 vertaling. Dis verstaanbaar as jy dink watter angswekkende tonele hulle wêreldwyd afspeel. Veral in plekke waar konflik heers of wapengeweld of vervolging. Mense word in staat gestel om hulle oë op te lig en die horison raak te sien waar God heers. Daar is hoop, daar is lig en daar is lewe. En toe maak 'n nuwe skrifgedeelte sy verskyning in 2024, naamlik Filippense 4 vers 6. Moet oor niks bekommerd wees nie, maar maak in alles julle versoeke deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend.
en die vrede van God wat alle begrip oortref, sal in Christus Jesus oor julle harte en gedagtes waak. Greenewald as hoofuitvoerende beampte vertel dat hy hierin 'n besondere geloofsgroei sien. Die verskywing lê vir hom daarin dat gelowiges begin insien dat hulle God moet vertrou vir alles en dan aktief optree as sy ambassadeurs, want hulle het nou opgemerk dat hulle ook verantwoordelikheid aan die dag moet lê. Hierop reageer Carla Harding as internasionale direkteur van 24/7 Prayer International, dat daar 'n groei is in deelname aan voorbidding vir die wêreld. Maak dit jou opgewonde. Vir die wêreldkerk mag hulle bid dat die wêreldkerk ontsteek mag word met die teenwoordigheid van God. En dat sy liefde sal deel in elke denkbare gemeenskap. Dit is aan die gebeur. Nou neem deel en laat God toe om jou te gebruik. Want jou omgang met die skrif is net so krities belangrik vir jou geestelike groei. Miskien gebruik jy die toepassing, miskien het jy jou eie stilte tyd, jou stoel, jou beker koffie, jou beskuit, en nadat jy en die Here daar met mekaar gepraat het, dan praat jy en jy dra die wêreld aan God op. Die wêreld het dit nodig, die kerk het dit nodig, ons het almal dit nodig. Mag die Here jou daar elke dag getrou ontmoet. Kom ons bid. Here, dankie dat U hierdie wonderlike goed laat gebeur. 'n Toepassing wat oor die wêreld soos 'n vloedgolf trek en mense se harte trek na U toe. Dankie daarvoor, Here, laat dit steeds groei en laat U naam verheerlik word. Amen.